Goeiemiddag broers en susters, welkom by huis van gebed. Ja, vanmiddag wil ek net met 'n blymoedige hart sê dankie vir die Here vir al die seëning wat hy ons pad langs bring. Dit baie maal aanvaar as alles net vanselfsprekend. Maar sodra ou begin gee vir die werk vir die Here, dan vermenigvuldig die Here net alles weer in jou lewe. Hy voorsien net bo jou denke, bo wat jy verwag. En ja, ek wil net vir die Here sê baie dankie. Dankie laat hy ons God is, dat hy ons Here is. En laat hy ons begin, ons einde is elke dag. Ou begin met die Here in die tyd vanaand, die aand af, die dag af saam met die Here. En dan deur die nag dan 'n lewe ou saam die Heilige Gees en as jy wakker word deur die nag, dan jy ook tyd om vir die Here dankie te sê. So dit is so belangrik net om tyd te maak vir die Here en vir die Here dankie te sê vir alles wat hy vir ons doen. Weet, dankie is so 'n klein woord. Ek het al gewonder wat kan 'n mens werklik vir die Here net sê om te sê dankie Here. Weet, dankie vir die houtkruis my God. Dankie vir die kruis wat hy vir ons opgesterf het. Dankie vir die leë graf wat daar is, dat ons weet dat hy het opgestaan in die lewe vir ons. Dankie Vader dat ons weet Jesus tree vir ons in vandag by die Vader. Hy is ons bemiddelaar. Hy tree vir ons in vir dit. En as ons iets gefouteer het deur die loop van die dag, miskien gesondig het, onbewustelik goed, en dit net bely voor die Here en sê, Here vergewe vir my as ek vandag iets verkeerd gedoen het, my God. En die Here is so lief vir ons dat en sê die woord, hy gooi dit in die diepste dele van die see en hy dink nie eens weer daaraan nie. Maar jy moet dit bely, jy moet uit jou hart kom sê, Here, ekskuus. Ek is jammer as ek iets verkeerd gedoen het. Weet, baie maal doen mense ding onwetend, jy besef nie regtig dat jy sê dalk iets wat die mooiste, jy benadeel dalk iemand onbewustelik. Ja, daar is so baie dinge wat 'n mens kan doen wat jy nie regtig dadelik besef dat eintlik dit wat ek nou gedoen het, sal nie die Here gedoen het nie. Die Here sou nie so iets gedoen het nie. Ja, ek dink nou toe die Here die 10 malaatses gereinig het en die een, toe hy agterkom maar hy is gereinig, toe hardloop agter die Here aan en hy val voor die Here neer en hy sê dankie. En Jesus sê, maar is daar nie 10 wat ek genees het nie? Hoe is dat dan nou net 1 wat er gekom het? En broers en susters, ja, as dit dan nou net 1 ek is wat vir die Here vandag sê dankie vir dit wat hy vir ons doen. Dankie vir al sy seëning, al die blessings wat God op ons pad langs bring. En al die heerlikheid van God. Weet jy dit gisterand lees ons in nou 2 Timoteus 4, as ek nou reg is, vers 5, wat hy sê, leef jou evangeliese bediening nou uit. En dit was so asof die Here met my gepraat het en sê, leef jou bediening uit. My broers en susters, ja, partymal moet ons net ons bediening uitlewe voor die Here en net weet dat die Here praat met ons uit en dit wat die Here sê is die Alfa en die Omega, hy is die begin en die einde. Ek wil net seker maak van hy skrif, want ek het my nou self hier so in 'n blik, so laat ek net seker maak van hy skrif wat en want dit is so maklik dat 'n mens, ja, dit is 2 Timoteus 4 vers 5, ja, wat hy sê, maar wees jy in alles nugter, lyfverdrukking, doen die werke van 'n evangelis, vervul jou bediening. So ja, dankie Here. Dit was so vinnig in die vyand van 'n mens probeer oor aansit om vir jou te sê dat jy het nou die verkeerde skrif gekwoteer. So dankie Here vir die Gees van God wat altyd daarom daar is. En dankie vir die woord net om te kan bevestig. En ja, dit is 'n aansporing, dit is 'n motiverende mense lewe om die bediening van die Here net na te streef. Dan maak jy self wat 'n mens doen vir die Here nie. Net solank ons iets doen vir God. En die Here is tevrede met dit wat hy doen. Weet jy my broers en susters, al groet hy net die mense by die deur, dis 'n bediening.
Dis 'n bediening om vir iemand te sê welkom in die huis van die Here. Dis 'n bediening om voorbereiding te doen. Dis 'n bediening om vir iemand te sê die Here is lief vir jou. Daar's so baie dinge wat die mense net nie meer doen nie, wat eintlik ons moet doen. Maar ja, vandag se dae is dit asof mense dit nie meer wil doen. Dit is of die lewe net 'n gejaag is na wind, daar's 'n gejaag na niks nie. Slegs as jag na die Here en ontvang die Heilige Gees en word vervul deur die Gees van God. En laat dit voel dit om soos die dag van Pinkster toe die 120 in die boefretrek was en die kamers geskit en die Gees van God het op die mense geval. Is dit net waarvoor ons verlang nie? Is dit nie waaroor ons lewe nie of waarvoor ons lewe nie is? Is om net die Here gelukkig te maak om vir die Here dankie te sê vir alles. Broers en susters, as daar iemand vir julle siek is, lê jou hand net op die plek waar jy seer het, waar jy pyn het. En die Here het vir hom laat sê gaan vertoon, hy sê gaan toon julle aan die priester. En op pad het hulle rein geword. En ja, is nog steeds dieselfde Here. So lê net die hand daar waar jy seer het, waar jy pyn het, en gewoon so vir gebed doen. En die Here vertrou vir 'n wonderwerk. Amen. In die Here, in Jesus naam. Hemelse Vader, baie dankie. Dankie vir hierdie middag, Here. Dankie dat ons dat kan intree vir my broers en susters, vir hulle wat siek is, hulle wat behoefte het, hulle wat pyn het, hulle wat iemand in die dood afgesterf het, Here. Afgestaan het, ekskuus my God. En Here, dis al pyn. U is al een wat daai pyn kan verlig, Here. U is werklik waar die groot geneesheer, my God. Aan U kom toe al die lof en prys en eer en aanbidding. En ons eer U, my God. Dankie Vader vir elke siekte. Here, elke tekortkoming, Here, as daar nie is in die huis vandag nie, dat U sal voorsien vir hulle wat tekort kom vandag vir in hulle huise, Here. Daar's net nie genoeg finansies vir alles nie. My God, ek bid ook dat U daar sal voorsien, Here. En ja, dit gaan nie altyd net oor genesing nie, my God. Dit gaan oor baie. Dit gaan oor bande wat moet gebreek word, my God. Dit gaan oor om mense vry te spreek, mense te vergewe. Here, en ek eer U daarvoor. Ek sê vir U dankie, Here, laat ons mense wat ons dan nagekom het in die lewe kan vryspreek en dit nooit eens daaraan dink nie. En dan sê vir U dankie, Here, in naam van Jesus Christus. Amen. Shalom, my broers en susters. Here seën vir U.